elke Christen, net daar soos wat Korintiërs al vir julle kry, so of julle lees dan, is in Korintiërs 5. Wat ek het uitgehaal, en uit gelees. Soos ek julle gesê het, wat hierdie boekie baie belangrik maak, is die hoop van elke Christen. So elke kind van God moet weet wat is die hoop wat hy van praat. Want Paulus sê daar is 'n baie belangrike hoop. Nou hoop is altyd toekomsgedrewe. Jy kan hoop jy slaag jou eksamens. Jy kan hoop jou ma jou favorite kos kan maak. Jy kan hoop jou kar uit brandstof in. Jy kan altyd iets hoop. Maar as kind van God is daar 'n belangrike hoop wat ons moet weet en ons moet dit vashou. Julle weet wat sê in Korintiërs 13 gaan oor die liefde en dan sluit hy dit af. Dit sê nou bly oor hierdie 3: geloof, hoop en liefde. Right, so hoop is bitter belangrik. Omdat as jy die Here waarlik volg en jy is uitverkoop aan hom, dan gaan jy vervolg word. Jy gaan teenkante kry. En gewoonlik, ek meen, dit kan in die vorm van enigiets wees. Ek meen, daar's baie goed wat met jou kan gebeur. Wat die duiwel gaan gebruik om jou van stryd af te maak. En ek meen, baie mense gaan deur radikale goed. Ek meen, ernstige siektes, of hulle verloor iemand, of hulle verloor alles wat hulle het. Ek meen, amper soos 'n Job. Ek meen, you name it. En al die goeders word gechallenge op die geloof, want dan word gesê, ja, waar is die Here? Wat doen dit? Ek meen, ons het 'n paar keer hieroor gepraat, waar ek meen, die mense die vraag agter die Here moet plaas. Maar dit is alles goed wat met jou gebeur, en dit gaan jou standvastig hou as jy hoop. Want hoop sê, alhoewel alles plat val, het ek 'n toekoms. Alright. So dit is baie belangrik. En julle het al gesien, reg deur hierdie mentorgoeders, en sê ek vir julle, ek meen, daar gaan snaakse goed gebeur, want die vyand hou nie van die woord nie, hy hou nie van die evangelie nie, en hy hou ook nie van God se skepping. So hy hou nie van die mense nie, hy wil hulle steel slag van ons, in Johannes 10 vers 10. So jy moet hoop hê, want hoop laat jou vasbyt, hoop draai jou deur, en hoop gee vir jou toekoms. Want in die algemeen, as iemand alle hoop verloor het, almal wat selfmoord pleeg, in elk geval, doen dit, want as hulle lewe vat en hulle sit, is gelyk aan geen hoop. Daar's geen hoop. Daar's niks om voor te lewe. Dis hoekom hulle sê, okay, let's go. En baie mense wat op sak of as gaan sit, is as gevolg van geen hoop. Geen toekoms. So ek meen, as daar geen toekoms is, is daar geen dryfkrag. As daar niks meer oor. Ek meen, as ek vandag die toekoms moet wegvat, en ek sê vir jou, okay, wat wil jy doen? Niks. Want daar is niks meer oor. So maar as kind van God, en die Here Jesus vir ons 'n hoop agtergelaat. So daar is altyd vir ons 'n toekoms. Alright. Ek weet dis hoekom ons in die evangelie. Dit is goeie nuus. Alright. Het jy die voorheen toegestaan? Die woord sê hy het toegestaan. Ons het ingekom. Ja. Wat ek net vergeet het, is ek het vergeet om die video op flight mode te sit. So, hopelijk word ons die interakteer alle aanstaan. Dit sal maar net kat en past. Alright, kom ons begin hierdie lesing en dan lees ons daar 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 20. So is stywe stukkie. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend. Maak aan julle die goeie nuus bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle bestaan, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou. Interessant, of
nie interessant met my 'n stelling, so dit diskwalifiseer die eenmaal gered, altyd gered. Want hy sê, jy moet daaraan vashou. Alright, hoe? Op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het. Of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels, en laaste van almal het hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. Dis nou Paulus wat hiervan praat, en op die pad van Damaskus, onthou dit. Want ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, hoekom sê hy so, omdat ek die gemeente van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie, maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal. Nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons as valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie. Ten minste as die dode nie opgewek word. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Alright, tot 23, dit is daar. Alright. So hierso is baie goed as ons gaan nou na alles kyk. Maar wat Paulus hierso vir hulle sê is, okay, luister hierso, julle moet mooi verstaan, as Christus dan nie opgewek is jou geloof te vergeefs. So, want daar's mense wat gesê, daar is nie opstanding. Die sê, daar is opstanding. En hierdie opstanding is baie belangrik, die opstanding uit die dood. Want, as dit nie so is nie, dan is Christus nie opgewek. Want as daar geen opstanding is nie, dan is hy nie opgestaan. Dan bly almal van julle in julle sonde. Want die feit dat hy opgestaan het gemaak dat hy die dood oorwin. Dit beteken, hy die sonde oorwin, want dan kom die sonde om nie vashou. So, dan vertel hy vir hulle nou al goed as daar nou geen opstanding is nie, as jy geloof te vergeefs, die evangelie is te vergeefs, alles is te vergeefs, want ek meen, vir wat doen jy dan ons? Want dan is dit die einde van alles.
En dan as jy dood is, dan is dit dom. Dan sal niks verder. Toe sê hy, dis nie so. Christus is opgewek. En hy is die eerste. En dan praat hy van, omdat die dood deur Adam ingekom het, deur die sonde, so moes dit ook tot niet gemaak word deur 'n mens, deur Christus. En dan praat hy nou van elkeen in sy orde, en dan gaan hy eintlik nog verder, dan vertel hy ook van die opstanding van die dode en al dat. Maar wat belangrik is dat hy sê, Christus is opgewek. So die prediking is nie te vergeefs nie. Die evangelie is nie te vergeefs nie. Want hierdie lewe is nie net hierdie lewe nie, daar is iets meer. En ek meen dit is wat dui op die hoop. Daar is 'n toekoms, daar is lewe na die dood. Hierdie is nie die finale alles nie. Alright. So kom ons kyk wat sê. Paulus maak hier sekere feite bekend met betrekking tot die opstanding van Jesus uit die dood. Hy lig 3 feite uit waarom Jesus se opstanding uit die dood vir ons belangrik is. En hier is die 3 goeders wat ons gelees het. Sy opstanding is noodsaaklik, onontbeerlik vir die historiese prediking van die evangelie. Ek meen wat hy gesê het, as dit nie plaasgevind het nie, dan is die evangelie te vergeefs. Dan is die prediking, dan is die geloof te vergeefs. Alright. Sy opstanding is noodsaaklik vir die profetiese bevestiging van die evangelie. En julle sal onthou daai gedeelte het hy gesê, hy het opgestaan volgens die skrifte. Hy het die dood oorwin of hy is gekruisig volgens die skrifte. So dis bevestiging van al die profesieë, dat al die profesieë waar geword het. Sy opstanding is noodsaaklik vir die Christene wat vervolging sal moet verdra ter wille van die evangelie. Weereens, jy gaan die vervolging verdra as die lewe wat jy het, hier op die aarde, alles wat jy het. Dan jy mos nie net sê, okay, maak my dood. Want ek meen, jy het net die paar jaar wat jy het. Indien dan nie die opstanding gewees het. So nou sê ek jou, omdat daar opstanding is dit noodsaaklik vir jou wanneer jy vervolg word. Want jy moet verstaan, al sou jy jou lewe neerlê vir Christus, dan lê jy nie meer te vergeefs nie. Maar daar is iets meer. En dis die 3 punte wat hy sê wat belangrik is. So in die eerste plek wys Paulus daarop dat Jesus se opstanding 'n werklikheid is, omdat Christus na sy opstanding verskyn het en hy die feite daar gegee aan sy getroue volgelinge. So dit is nogal eintlik baie belangrik en nogal kwaai. Want hy sê, hy het aan sy getroue volgelinge verskyn, ek meen hy het aan Cephas, Petrus verskyn, aan die apostels, aan al die mense, en dan noem hy hulle also op, aan Jakobus, sy broer, en dan praat hy nogal daarvan, en hy laaste verskyn aan my. So ek meen, as jy nou vat, Paulus het die kerk vervolg, en daar verskyn die Here aan hom, op die pad van Damaskus. En wat hierdie nogal baie kwaai maak vir historiese feite vir die opstanding, is die feit dat Paulus het nou daarna gekom, hy het Christus nie gevolg nie, hy het hom vervolg. So hy wil hom doodmaak, want hy het geglo praat nonsens oor hierdie evangelie. En hier so staan Jesus voor hom, hy verskyn aan hom en hy praat met hom. So, hoekom sal 'n ou wat mense doodmaak so omdraai? En dis hoekom Paulus vir baie mense 'n groot issue is. Want ek meen, 'n ou wat, kom ons sê, van 'n skeptiek afgekom het, en hy die Here Jesus ontmoet, wat hy dan verskyn, en hy draai sy hele storie om, en hy sê, maar hierdie is werklik. Hierdie is nie 'n storie of 'n fabel nie. Dit is so. Ek meen, hy is gekruisig, ons almal weet dit, en hy het my gepraat. So hy lewe. Right? So hy het aan Paulus verskyn, dan praat hy van oor die 500 mense, en ek dink die skrif sê tegelyk. So dit bevestig, hy wys daarop, dat ons geloof verniet sou gewees het, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het. Die prediking van ons verlossing, dat ons in Jesus ontvang het,
dan te vergeefs is, omdat die sonde nie sonder die opstanding uit die dode ten volle oorwin sou wees nie. Vers 17 en 18 sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sonde, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. So die opstanding is die finale oorwinning oor die sonde en die dood. So as daar nie 'n opstanding was nie, het sonde gewen. Maar daar was. Tweedens wys Paulus daarop dat Jesus se opstanding aan elke Christen, hoor mooi, 'n hoopvolle toekoms gee. Hy sê in vers 19, as ons net op hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Met ander woorde, as jy net op Christus hoop op hierdie lewe, dan noem hy jou ellendig, want daar is meer. Hiermee sê hy, dat die motief van ons geloof nie alleen gebaseer mag wees op al die voordele wat God se heerskappy vir ons in hierdie lewe inhou nie, maar dat daar 'n groter rede vir ons geloof moet wees. En dit is om self deur die volmaakte offer van Jesus eendag saam met Christus uit die dode op te staan. In Christus sal elke mens lewend gemaak word tot die ewige lewe saam met God. Derdens wys Paulus ons daarop dat die hoop van ons opstanding vir elke kind van God die motivering sal wees om alle vervolging te verdra. Vers 30 tot 32. Waarom is ons ook elke uur in gevaar? Ek sterf dag vir dag. Broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus ons Here, as ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my, as die dode nie opgewek word nie? Laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. So hierso sê Paulus, eintlik, weet jy wat, en hy het wilde diere beklei, en as jy verder lees, wat hy sê, dan sê ek, hy het skipbreek gelei, ek weet hoeveel wagte was op die see, praat hy vanuit honger gelei, en hy dors geslaap, en siekte, en hy noem het ongoed op, ek meen hy is gestenig, ek meen hy is, ek weet nie hoeveel houe geslaap, en al die goeders, maar dan sê hy hierso, hoekom sal ek dan met wilde diere gaan veg? As gevolg van die evangelie wat uitgegaan om dit te verkondig, en ek weet nie van 'n wilde diere om. Ek meen, hoekom sal hy wil aanhou, as daar niks meer was? Want dan maak hy eintlik hierdie stelling, wat eintlik snaaks klink, dan sê hy wat as daar niks is nie, as die dode nie opgewek word nie, eet en drink, want môre is jy dood. Met ander woorde, geniet jou lewe, want môre is dalk te laat. Maar ons weet dit is nie so. En ek meen, dis hier om dit te skryf. Hier is dit meer soos mense wat eintlik nie glo dat daar lewe hierna is nie. So is dit daai mense wat daai tipe van opmerking maak van eet en drink, want môre is jy dalk dood. Wat jy nou moet geniet en lewe en alles, want ja, so dis meer hulle wat nie glo dat daar 'n lewe hierna is nie. Presies, want die groot ding is, hierdie lewe is vir hulle die beste lewe wat hulle het. So hulle moet hom ten volle geniet, want dan is hulle dood. So daai mentaliteit. Ek meen, ons sê weer, die lewe wat voor lê na die dood, is die alles oortreffende lewe. So hoekom wil ek vashou aan hierdie lewe? Ek meen, hierdie lewe wil die lewe vir Christus, en daarom sal jy die lewe opoffer op. Want ek meen, dit wat jy verhoop, dit wat jy ontvang, is ver meer oortreffend as die lewe wat ons nou leef. Alright. Hieruit sien ons dat die realiteit van Jesus se opstanding ons elke dag moet aanspoor om vas te hou aan ons geloof in
Christus Jesus. Verder sê Lukas in Handelinge 1 vers 3, dat Jesus se opstanding uit die dode bevestig is deur onfeilbare bewyse. En nou nogal interessant, ek kan gaan kyk, al die skeptieks, al die mense, die stories, is dit onweerlegbaar dat Christus uit die dode opgestaan het. Daar's te veel bewyse. Ek meen, jy kan daai ou wat is dit case for Christ of cold case Christianity, ek kan onthou wat sy ou se naam Doodle. Maar in 'n geval, dit is hierdie reporter wat dit gaan navors het. Ek weet nie of jy al gehoor het van hom. Dis nie daar wat so op die straat evangeliseer nie. Maar kan jy van daar amper geklink dat dit sy naam is. Ek dink hulle het 'n fliek op oor dit gemaak. Case for Christ of ek dink dit is called Case Christianity. Dit is die ou se van is Doodle. Kan nie lekker onthou, maar hy was aan die gewees en hy's 'n reporter gewees. Toe gaan doen hy navorsing en hy wil bewys dat dit is nie so nie. En hoe meer hy dit wil bewys, hoe meer bewyse kry hy dat dit so is. En so dat hy sy hart verdedig. Dis 'n verskriklike baie getuienis. En van daar af ek weet getuig hy net en hy gee dit uit sy getuienis. En ek weet op 'n call het die ouens op God's Not Dead, dink ek het hom op ingekry daai feature op in daai film. Kry hom uit, toe sê vir hom ja, maar jy is, Engelse woord is bias. Met ander woorde, omdat jy Christen is, sal jy natuurlik dit sê. Toe sê hy nee, weet jy wat, ek het dit juist agtergekom dat ek ateïs was. So ek is nie bias. Inteendeel die bewyse het gemaak dat ek my lewe oorgee. Onthou net na die tyd dan Google ons het gehou, dat weet jy sy naam weer. Ja, daai fliek, is dit 'n fliek? Ja, hulle het 'n fliek van dit gemaak, van sy getuienis. Ja, dit kan nog van. Dit Kan ook die DVD. Kan jy kyk? Dit is waar die video's doen. Ek weet nie dat. Dat tegnologie so ver vooruit, ek maak nie so. Of as jy nou 'n prop en sê die TV vir jou. Hæ? Ja. Wat is dit nie? Google of vra die TV hoe vir die fliek speel. Alright, Handelinge 1 vers 3. Aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So met ander woorde, ek meen hy praat van al die mense en ek meen Paulus bevestig dit, aan wie hy verskyn het. En baie kentekens, so almal het hom herken, hulle kon sien, daar's Jesus, hy het opgestaan. Alright, gedurende die 40 dae na Jesus se opstanding, rond hy sy disippels se opleiding af met opleiding oor die dinge van die koninkryk van God, waarna hy in die hemel opgeneem word. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Alright. Daar staan vers en hakie, seker ook vers 9 daar staan. Kyk, dis vers 9. So hier vind ons die oomblik waar Jesus gereed is om voor sy disippels se oë na sy heerlike troon terug te keer. Vir 3,5 jaar het hulle elke dag met hom geleef, tot op hierdie oomblik waar hy in 'n wolk van hulle weggeneem word. In hulle verdwaasheid en sprakeloosheid en die emosionele verwardheid oor hul Heer en Meester wat van hulle weggeneem word, verklaar vers 10 dat hulle stip na die hemel gekyk het, terwyl hy van hulle af weggaan. Maar terwyl hulle nog so kyk, staan daar skielik 2 manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar.
Alright. So as jy nou na die hele wederkoms storie kyk, julle weet dit was 'n redelike groot hype. Hier is een van die sleutels. Hoe gaan jy Jesus sien? Kom, as hy kom. Jy gaan nie oor Facebook hoor, hy is nou hier of daar nie. Hierdie skrif sê, soos wat hy opgevaar het, 'n wolk het hom geneem en opgevaar, net so gaan hy terug. Dis wat die skrif sê. So daar is 'n sleutel. En ek dink as jy op 'n ander plek lees, dan staan daar, en elke oog sal hom sien. Weet nie hoe dit werk nie. Maar as hy net so gaan kom, en elke oog sal hom sien, dan behoort dit 'n sleutel te wees. Dit is eenvoudig. As hulle sê hulle het hom so gesien opvaar, gaan ons hom so sien terug. So enige ander iets moet jy nie van stryk afbring. Ek dink daar's 'n skrif wat sê moenie sê as hulle sê kyk hierso is hy of kyk daar hardloop of glo nie, want dit is nie so. Alraai, maar dis nou heeltemal 'n ander boodskap. So kyk. Hier kondig God die wederkoms van Jesus Christus aan. Net soos hy opgeneem is, sal dieselfde Jesus weer op 'n dag na die aarde terugkeer. Met hierdie woorde gee God aan sy kerk die versekering dat Jesus op dieselfde wyse weer na die aarde sal terugkeer. En na aanleiding van hierdie woorde draai sy disippels weg om die opdrag wat hy hulle gegee het te gaan uitvoer, sodat hulle krag kon ontvang wanneer die Heilige Gees oor hulle sal kom, om die wêreld met die goeie nuus van Jesus se oorwinning te bereik. En nadat hulle vir 10 dae gewag het, doop God hulle met die Heilige Gees en voer hulle sy bevel uit om die wêreld in te gaan en die evangelie van die koninkryk aan alle mense te verkondig. Hulle doen dit met groot sukses terwyl hulle daagliks gehoop het op die wederkoms van Jesus Christus. Nou ja, julle ken hierdie gedeelte, ons het by die bekering boekie behandel, die invulling van die Heilige Gees, alles, en daar gaan hulle preek die evangelie. En interessant, ek meen, in al die plekke wat ons lees, moet jy gereed wees. Wees gereed wat die koms is. Jy weet nie wanneer nie, maar dis kom hulle het gehoop. Jesus kom weer. En ek dink hulle hoop was redelik sterk in hulle tyd gewees. Want ek meen, hulle het hom gesien kom, hulle het nie geweet hoe lank nie, so hulle het gehoop, hy kom weer. En of dit nou in hierdie tyd of in die volgende era gebeur, hulle hoop was vas. Alright. In 1 Korintiërs 13 vers 13, ons het dit nou gesê, beskryf Paulus die tyd van afwagting na aanleiding van 3 Godgegewe gawes. En nou bly geloof, hoop en liefde. Hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde. Die vroeë kerk het vasgehou aan die geloof. Hulle het daagliks gehoop op sy verskyning, terwyl hulle alles wat hulle gedoen het in liefde volbring het. Hierdie gawes behoort steeds vandag in Jesus se kerk primêr te wees. Dis egter 'n feit dat ons gereeld deur prediking toegerus word in geloof en in liefde, maar selde of ooit word daar gepraat oor die hoop waarna Paulus hier verwys. So, en dit is nogal waar, ek het baie min prediking gehoor oor hoop. Mense net preek oor hoop. Alright, so kom ons gaan 'n bietjie verder kyk. In die kerkwêreld is daar hoofsaaklik 3 sieninge rakende die betekenis van hoop. Alright, so hier is nou weer verskillende goedjies. Die eerste groep sê dat hulle hoop die redding van hulle siele is. Hiermee verklaar diegene dat hulle hoop om gered te word. So dis die eerste siening. As jy praat van hoop, dan sê ek hoop ek word gered. Hoop aan hemel. Die tweede groep sê dat die ewige lewe hulle hoop is. Die derde groep sê dat die hemel hulle hoop is. Ek hoop ek gaan hemel toe, ek hoop ek kry ewige lewe, ek hoop ek is gered. Alright, so dis die 3 siening.
Die vraag is dan nou egter, wat bedoel Paulus as hy sê, nou bly geloof, hoop en liefde. So, kom ons kyk bietjie na hierdie 3 sieninge en dan kyk ons wat sê die skrif. Kan ons redding op sigself ons hoop wees? Alright, so jou redding, is dit primêr jou hoop, die redding, kom ons kyk. Die redding van ons siele kan op sigself nie ons hoop wees nie, omdat 1 Johannes 3 vers 2 die volgende verklaring maak. Geliefdes, nou is in die teenwoordige tyd, is ons kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, in die komende tyd, maar ons weet dat ons as hy verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. So, as jou redding jou hoop is, en ons weet hoop is toekomstig gedryf, dan is dit 'n probleem, volgens hierdie skrif. Want dan sê dit, jy weet nie jy's gered, as jy hoop jy word gered. Julle verstaan? Dis nogal eintlik 'n maklike konsep, maar tog, julle sal nie glo hoeveel mense gebruik dit dalk sonder om te weet. Nee, ek hoop ek gaan hemel toe. Ek hoop ek is gered. Redding is iets wat jy moet weet. En dis wat Johannes hierso sê. Geliefdes, nou is ons kinders van God. As jy kind van God is, dan kan dit nooit jou hoop wees nie, want hoop is toekomstig. Nou gee ek vir jou 'n clue hierso. En sê, dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Met ander woorde, as jy nou al gered is, ons weet nie hoe gaan dit wees na die dood. En dis wat hy hierso sê. Ons weet nie wat gaan ons wees. Alright. Kom ons kyk. Enige hoop is altyd in die toekoms. Die Woordeboek sê, dit is 'n verwagting of 'n vooruitsig, wat in die toekoms gehoop op waarna uitgesien word. In die voorafgaande vers sê Johannes, geliefdes, nou is ons kinders van God. Dit beteken dat elke mens wat Jesus as verlosser aangeneem het, nou of reeds 'n kind van God is. By implikasie sê dit dat ons reeds gered is in die dag toe Jesus die koning van ons harte en ons lewe gemaak het, toe ons om die koning van ons harte gemaak het. Ons verlossing of redding is 'n produk van die kruisdood en opstanding van Jesus en word 'n realiteit in ons lewe as ons Jesus se offer aanvaar. Ons redding kan op sigself dus nie die hoop wees waarna Paulus hier verwys nie. Kan die ewige lewe op sigself ons hoop wees? Die ewige lewe kan ook nie die hoop wees waarna Paulus hier verwys nie, omdat Jesus self, Johannes 5:24 sê, Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, weer eens het, dis teenwoordige tyd, die ewige lewe, en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Die ewige lewe word ons eiendomsreg die oomblik as ons Jesus as verlosser aanneem. Dit is nogal 'n bietjie tegnies. Julle is nog met ons hierso. So, jy kan nie sê die ewige lewe is my hoop nie, ons hoop vir dit nie. Want hierso sê hy in Johannes 5:24, hy wat my woord hoor en hom glo, het die ewige lewe. So, met ander woorde vir ons daai skrif, as jy jou lewe oorgegee het aan Christus, het jy die ewige lewe. Alright, dis jou redding. Jy's gered. Jy gaan nie eendag gered word nie, jy's nou gered. En jy kry nou die ewige lewe. Klaar. Jy gaan doodgaan, maar dan gaan jy nou dood, gaan jy opstaan en jy gaan vir ewig saam met Christus lewe. Dis die ewige lewe waarvan ek praat.
Mense moet nie misinterpreteer en sê, weet jy wat, nou gaan ons ewig op aarde leef. Dis nie wat Jesus sê. Alright. Kom ons kyk na punt 3. Kan die hemel dan op sigself ons hoop wees? Vir baie mense is die hemel hulle hoop. Hoor wat sê hy, 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en 'n onbesmette en 'n onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. Hier sien ons dat die lewende hoop nie die hemel self is, maar iets wat vir ons in die hemel bewaar word. Raai dit jy om gekry? Moet ek dit weer lees? Mooi, hoor. Sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. So hier praat hy nou van die hoop. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. So streng gesproke sê hy, die hemel op sigself is nie jou hoop nie. Volgens hierdie skrif sê hy, daar's iets in die hemel wat bewaar is vir ons. En dit is die lewende hoop. Paulus bevestig hierdie gedagte in Kolossense 1 vers 5 as hy sê, vanweë die hoop wat vir julle, met ander woorde God se kerk, weggelê is in die hemel waarvan julle vroeër gehoor het. As ons dit waarop ons moet hoop, dan nie ons redding, ewige lewe of die hemel sigself is nie. Wat is hierdie hoop waaraan elke gelowige moet vashou? So ons kom nou hier deur 'n hoop bladsye en 'n hele hoop roetes. Nie een is die hoop nie. So as jy kop en nog vars. Kom ons kyk, wat is hierdie lewende hoop wat die woord sê wat vir ons weggeberg is in die hemel? Okay. Is jy nog met ons? Jy kan net so doen. Yes. Ja, kom. Alright. In Efesiërs 1 vers 17 tot 19 staan die volgende: dat die Vader van die heerlikheid aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, wat vir ons wat glo. In hierdie gebed van Paulus bid hy dat God aan sy kinders verligte oë sal gee, sodat ons kan sien wat die hoop is waarna ons uitsien. Die vraag is, hoekom was dit vir Paulus belangrik dat elke gelowige sal verstaan wat die hoop is, waaraan ons moet vashou? En hy antwoord dit in Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons staan, en ons roem. King James sê, rejoice. Waarin roem ons? Ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Wat die hoop ook al mag wees. Paulus sê dit, bring blydskap,
Mense wat geen hoop vir die toekoms het nie, verval in depressie omdat hulle niks het waarna hulle kan uitsien. Okay. So Paulus sê, hierdie hoop waarna ons uitsien, bring blydskap. Okay, daar is die 3 punte. Ons hoop is nie ons redding nie, ons hoop is nie die ewige lewe nie, ons hoop is ook nie die hemel op sigself. Ons het gesien dat Paulus bid en God vra om ons kennis en verligte oë te gee en te verstaan wat ons hoop is, omdat ware hoop vir ons blydskap sal bring. In Hebreërs 6 vers 18 staan die volgende: sodat ons deur 2 onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het om vas te hou aan die hoop wat voorlê. So hierdie teks sê dat God self die hoop waarborg. Alright? So hy sê God kan nie lieg nie, 2 onveranderlike dinge wat ons moet vashou, en dit is aan die hoop, vas te hou aan die hoop. So God waarborg hierdie hoop. So dis ongeag wat mense sê, en ongeag wat gebeur. God sê, hy waarborg self hierdie hoop, hy waarborg self dat hierdie hoop in vervulling sal kom. Let op vers 19. En ons het dit, met ander woorde, ons het hierdie hoop as 'n anker van die siel, wat verlig en vas is en ingaan tot die binnekant, ingaan tot binnekant die voorhangsel. So met ander woorde, hierdie hoop is 'n anker vir die siel, en wat veilig is en vas is en ingaan tot aan die binnekant van die voorhangsel. Wat ons hoop ook al mag wees. Hebreërs 6 vers 19 sê, wat ons nou net gelees het, dit gaan in die binnekant die voorhangsel waar net God alleen is. Vers 20 sê verder, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan. So, ons bou nou nogal bietjie op. So, daar bietjie nuuskierig. Ek ook. So, wat is die hoop van elke Christen? So, hier gaan ons weer. Nie redding nie, nie die ewige lewe nie, nie die hemel nie, maar Jesus Christus self, wat as voorloper in God se ewige heerlikheid ingegaan het. Jesus Christus is die lewende hoop. Elke Christen, elke kind van God, sy hoop moet vas wees in Jesus Christus, want hy is die lewende hoop. Hy is die een wat gaan kom. Kom ons gaan verder. In Titus 2, vers 11 tot 13 staan. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetooi en regverdig en vroom, in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Jesus self is ons hoop, en hierdie hoop sal letterlik in vervulling kom wanneer Jesus Christus verskyn. So wat is die lewende hoop vir elke Christen? Jesus Christus. Om Jesus Christus te sien kom wolke wanneer hy elke kind van God kom haal wat gered is. So streng gesproke, jou hoop is Jesus Christus.
om hom te sien. En ek meen, dit is eintlik so vanselfsprekend. Want ek meen, as jy jou lewe vir hom gee, jy het hom nog nie gesien fisies na sy opstanding en sy verheerliking. So waarvoor hoop jy? Hoop jy vir die hemel? Dit is sy koninkryk, dis die plek waar hy regeer. Hoop jy vir jou redding? Dis 'n bietjie probleem, en dan het jy nie sekerheid oor dit wat hy vir jou betaal het. So ons hoop moet wees om jou verlossing te sien van aangesig tot aangesig. Hy is jou hoop. Dis hoekom jy die lewe gee. Jy gee jou lewe vir hom. Hy is jou toekoms. Hy is jou opstanding. Maak dit sin? So is nogal eintlik voor jou liggend. En mense maak dit eintlik redelik ingewikkeld partykeer. Maar die bottom line is, waarvoor leer jy dan? Jy lewe dan vir Christus. So wat gaan nou as jy dood is, waarvoor sien jy uit? Om op te sien, om by hom te kry, sy voete te sit. Party mense sê net, hulle sien net uit vir die hemel. Dis hoekom hulle sê, die hemel kan nie hoog wees nie. Wat wil jy daar doen? Ek meen, Daarom by die Jesus doen. Dit is wat ek sê. Maar sy voete sit, ek wil luister wat jy sê. Ja, wat kan jy verstaan? Ja. Die hemel is net die plek. Ja. So baie mense koppel hulle hoop aan die plek. Jy hoop koppel aan die een wat jy hoop gee. Aan die koning, aan die heerser, aan die skepper. Dis waar jy hoop gekoppel. Dis hoe jy die lewe gee. Vir hom, nie vir sy plek. Ja, want ongeag of hy in die hemel sou wees en of waar hy dan ook al gaan wees, solank jy by Jesus is en maak nie saak of dit in die hemel dan is, soos ons weet, dit is, hy gaan in die hemel, in die nuwe Jerusalem saam met hom bly, nuwe hemel, wat So, hy skep, so. Ek meen, in perspektief, dis die rede hoekom ons leef. Want ek meen, dit is toekomsgerig. Sy wederkoms is als toekomsgerig. So dis hoekom jy hoop vas is, want ek meen, dis betaal, die opstanding in die dode is bevestig, hy het opgestaan, so alles is bekragtig volgens die skrifte. So jou hoop is wie jy wat weggeneem, een dag, wat ons sien. En dan gaan jou verganklikheid oortree, met die selfe onverganklikheid bekry. Alright. 1 Timotheus 1 vers 1 sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus volgens die bevel van God, ons verlosser, en van die Here Jesus Christus, ons hoop. Ek moet sê, hy sê dit sommer net so direk. Die Here Jesus Christus is ons hoop. Vir die vroeë kerk was hulle hoop nie vaag nie. Hulle was elke dag bereid om hulle kruis op te neem en die volle prys te betaal, omdat hulle Jesus elke dag terug verwag het. 1 Tessalonisense 1 vers 9 tot 10 staan, om die lewende en waaragtige God te dien, sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. Hierdie mense was bereid om vir God te sterwe, omdat hulle elke dag geleef het, asof Jesus op daardie dag vir hulle sou terugkom. Hulle hoop en hulle verwagting in die wederkoms van Jesus was hulle blydskap, ongeag die vervolging en fisiese lyding waardeur hulle moes gaan. Vir hulle was Jesus se woorde in Johannes 14 vers 1 en 3 'n werklikheid. Laat julle hart nie ontstel word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek
woorde beloof Jesus dat hy al sy kinders eendag saam met hom sal neem. Hy gee aan hulle hierdie belofte in Johannes 14, omdat sy aankondiging in Johannes 13 vir hulle geweldig ontstellend was. Vir sy disippels was dit onaanvaarbaar dat Jesus sonder hulle sou weggaan, nadat hulle alles verlaat het om hom te volg. Dit is opmerklik dat Jesus te midde van sy eie ontsteltenis in Johannes 13:21 oor die kruisiging wat vir hom gewag het, sy disippels se ontsteltenis oor sy heen gaan, bo sy eie behoefte stel. Hy sê in Johannes 14 vers 2, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Met wonings impliseer dit nie verskillende huise nie, maar eerder verskillende woonplekke. Hieruit sien ons dat daar in God se huis verskillende woonplekke vir sy kinders voorberei is. En in Openbaring 21 vers 16 sien ons hoe hierdie huis van God lyk. En die stad het vierkantig gelê en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy en die stad met die meetroede gemeet, 1500 myl, sy lengte en sy breedte en sy hoogte was gelyk. As ons die afstande wat die Bybel hier gee letterlik sou opneem, vind ons dat die oppervlak van ons toekomstige woning 1005 by 1005 vierkante myl is, wat 'n oppervlak van 2.250 miljoen 2.25 miljoen vierkante myl behels. Ok, weet nie waar argitekte hier is nie, maar argitekte bereken dat hierdie oppervlakte 100 biljoen mense kan huisves. Ek weet nie waar is of nie, ek sê argitekte die ding kan op tjol. Maar apparently kan dit. Daar is genoeg plek. Dis al wat ek sê. Jep. In die lig van die ongeloof en hardheid van die menshart is die vraag egter of daar ooit soveel mense sal wees. Jesus sê self in Matteus 7 vers 30, breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Nogal baie interessante stelling wat die Here Jesus hier maak. Want as jy met mense praat, is almal gered. En almal gaan jy op. Maar volgens hierdie skrif het jy lewe wonder. En jy moet seker maak, jy is op die nou pad. Want jy moet dit soek. Want hy praat van, daar is min wat dit vind. So dis nie net van kom stap jy moet dit soek. En as jy dit gevind het, dan moet jy opstap. Alright. Die hoop van elke Christen is om Jesus van aangesig tot aangesig te sien. Paulus som die hoop op in 1 Thessalonisense 4:13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Met ander woorde, die wat reeds dood is. Sodat julle nie tree soos die ander wat geen hoop het. So met ander woorde, as jy huil omdat jy verlore is en almal wat jy ken is verlore, dan beteken dit jy geen hoop nie, want dit is finaal. As jy nie Christus het nie, of jy nie hoop nie, vir atheïste is dit finish. Dan, daar kan staan nie eens nie. Alright, want hulle het geen hoop nie. Want, as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, met ander woorde, en God in Jesus gesterf het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle,
deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms nie van die Here die ontslapenis van die wat reeds gesterf het, hoegenaamd nie sal voorwees. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolk weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Met ander woorde, met hierdie woord. Bemoedig mekaar. Met ander woorde, praat mekaar moed, sê vir mekaar, luister hierso. Daar is 'n opstanding. En dan sê hy ook van een gaan nie die ander voorwees nie, met ander woorde die afgestorwenes gaan kom, die wat in die lewe oorbly gaan saam, almal tegemoet in die lig, en dan gaan almal dan Here Jesus ontmoet. Hier beskryf Paulus die gebeure van die wêreld. Dit is duidelik dat God self sal kom om sy kinders te kom haal. Paulus sê aan die kerk dat hulle nie onkundig moet wees met betrekking tot diegene wat reeds gesterf het. Omdat die mense wat in die lewe sal wees met Jesus se wederkoms, die afgestorwe siele nie voor sal wees in ons ontmoeting met Jesus. In vers 14 sê God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom sal bring. So met ander woorde, die siele van die afgestorwenes kom saam. In vers 15 sê hy, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here Jesus, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Alright, so dis tegniese punt, julle verstaan nog, is daar vrae? Dan kan dit vir my voor so daai stuk gelees daarvoor is, dat hy sê, hulle gaan eerste eintlik dan voordat jy sal mee opgaan so. Ja, kyk, dis ook sê wat dit beteken, hulle gaan opstaan. Eers opstaan, so met ander woorde, hulle moet saamkom. Maar hulle gaan nog nie verheerlik wees. En dis hoekom hy sê die een gaan die ander in die voor wees. Ja, want jy gaan ook nie verheerlik. Jy gaan ook nie verheerlik wees. Dit is 'n eenmalige gebeurtenis, dis gelyk tussen die wat in die lewe oorbly en die ontslape heiliges. En ek meen, dan gaan almal gelyk wees en dan gaan die Here Jesus ontmoet. Maar let op die volgende. Die wat in die lewe oorbly, sal die wat gesterf het, nie voorwees by die wederkoms nie. Tog sê Paulus in vers 14 dat God diegene wat reeds gesterf het, saam met hom sal bring. Hieruit lyk dit asof die afgestorwe heiliges dan reeds voor die nie gestorwe heiliges is, omdat hulle dan reeds by God is. Dit is juis hierdie rede, dit is juis hierdie aangeleentheid wat vir ons hoop in Christus opsom. God bring die geeste van die afgestorwe heiliges saam en hulle ontmoet die heiliges wat in die lewe oorbly in die lig. En wanneer hierdie ontmoeting plaasvind, sal die aarde elke liggaam wat in Christus gesterf het gee om saam met die wat in die lewe oorbly in 'n oomblik, in 'n oogwink tot 'n verheerlikte liggaam te verander. Die feit dat ons hoop gestel het om Christus te ontmoet is omdat hierdie sterflike liggaam by sy wederkoms sal verander word in die verheerlikte, onsterflike liggaam waarvan Paulus in 1 Korintiërs 15:51 tot 55, 57 tot 58 sê, kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie,
maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Want die bassein sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed is en hierdie sterflike met onsterflikheid bekleed is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar God sy dank wat ons die oorwinning gegee deur ons se Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloeg in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons hoop is in Christus, omdat ons sy heerlikheid deelagtig sal word by sy wederkoms, sodat ons onsterflik sal wees, vir ewig saam met hom sal